when Jesus enters, the enemy has to flee. Zel, kan ek jou guns vra? Ek wil hê jy moet gou met die kerk se ligte alles afsit. Bly daar so staan. Die saal se kan aanbly. Ek wil net 'n illustrasie doen. Die ouens wat in die saal sit, julle moet maar net na hierdie donkerte kyk. Nou hier is 'n bietjie lig hierso, want daar's ander elemente wat lig gee. But when you're in a place of darkness, the only way you can reflect His glory is when the light shines in. As ek 'n spieël hier voor moet sit en dis pik donker, gaan daai spieël niks beteken nie. Stem julle saam met my? Maar selfs as ons die ligte aansit, as ons die ligte aansit in ons lewe, dan kan ons duideliker sien. Die rede hoekom baie van ons nie duidelik sien in die lewe nie, is omdat ons onsself surround met duisternis. Jy surround yourself die hele tyd met negativiteit. Maar wanneer ons God se lig toelaat in ons lewe, dan verhelder alles rondom ons en ons kan identifiseer wat is vyand en wat is God. En wat is onsself. Want kom ons wees eerlik, dis nie altyd die duiwel se skuld nie, hè. Dis baie keer ons stupidheid. Dis baie keer ons eie skuld dat ons dinge doen. Maar wanneer Jesus Christus in 'n plek inbeweeg, dan is dit onmoontlik om dieselfde te bly. Dan is dit onmoontlik om dieselfde te bly. Die enigste manier om dieselfde te bly is wanneer jy die lig reject. Wanneer jy nie toelaat dat God iets in jou lewe kom doen nie, wanneer jy terugstaan en sê, ek keer die lig in my lewe, dan sal jy donker bly. Maar wanneer jy die lig van Christus toelaat in jou lewe, dan kom hy en hy word deel van jou lewe. En die woord van die Here sê, Jesus Christus kom woon in ons. Hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Want kom ons wees prakties. Jesus is fisies. Jesus het 'n verheerlikte liggaam, maar hy is fisies. Net soos wat ek en jy lyk vandag, so lyk Jesus. Hy sit in die hemel saam met die Vader in die hemelse plek en hy kan dit doen want hy het 'n verheerlikte liggaam. Ek en jy kan dit nie doen nie want ons is in hierdie vlees vasgehou. Ons word vasgehou deur hierdie vlees. Vasgevang, daar's die woord, dankie liefie. Ons word vasgevang in hierdie vlees. Maar Jesus kom woon in ons deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees woon in ons. En ons woon in die Heilige Gees. En daarom kan ons sê Christus is in my en ek is in Christus, want waar ons ook al beweeg, daar is die Heilige Gees. Dit is Christus se Gees. So die enigste manier hoe ek en jy kan ontslaa raak van duisternis in ons lewe is when Jesus enters. When we make space for Him. En ek wil vanoggend begin ons met ons aanloop na Paasnaweek. En kan julle glo dis alweer Paasnaweek wat voor lê? Hou vas, Kersfees is om die draai. Moenie die kersbome te ver wegbêre nie, ek gaan hom amper weer uithaal. Maar Paasnaweek speel 'n groot rol in ons lewe en ek en jy het nodig om te verstaan wat Christus vir my en vir jou gedoen het. Maak nie saak waar ons gaan wees Paasnaweek nie, van julle het verlof en julle is weg met vakansie en dit is goed en is reg en ons moet rus. Van ons gaan hier by die kerk wees. Maar ek wil vir jou sê, waar jy jouself ook al mag bevind, Paasnaweek is die grootste naweek in ons lewens as kinders van die Here. En daarom moet jy selfs daar waar jy is, moet jy die Here loof en prys. Moet jy eer aan hom gee, want sonder die kruis van Jesus Christus bestaan ek en jy nie. Daar is geen redding nie. Sonder Jesus Christus, die bewys van die kruis beteken dat God is werklik. En bewys is 'n bewys dat daar lewens kan verander word. Sodra jy gaan na die persoon langs jou, dan sê jy vir hom of haar, my lewe het verander as gevolg van Jesus. Nou vandag begin ons dan kyk na Palm Sunday en dis maar 'n mooi woord vir vandag, want vandag het Jesus in Jerusalem inbeweeg as 'n voorloper vir dit wat kom.
En hierdie week is eintlik 'n heilige week. Hierdie hele week is 'n week van celebration. En die Here, ek het hierdie prentjie spesifiek so gemaak met die donkie, want ek wil vandag vir jou sê en vir my sê, dat maak nie saak of jy voel soos 'n donkie nie, die Here kan jou gebruik. Partykeer voel jy simpel. Partykeer voel jy soos 'n donkie. Maar ek wil vandag vir jou sê, selfs 'n donkie het die koning in Jerusalem ingebring. En die Here kan jou gebruik. En ons lees in 'n storie van Biliam, waar 'n donkie sy lewe gered het. So sê vir die persoon langs jou, donkie of nie. I will be used by God. Okay? Ons sê nie nou, jy die ouens moet nou nie so vir my kyk nie, asseblief. Julle sê nie, ek sê nie jy's 'n donkie nie. Ek sê wanneer jy voel soos 'n donkie. Okay? Alright. Ek wil hê met julle Bybel oopmaak in Matteus. En ons gaan vandag deur die hele boek of deur die hele evangelies gaan ons hardloop. Want ek wil vir jou 'n prentjie skets van wie Jesus is en hoe belangrik hierdie dag eintlik vir my en vir jou is. Ons sien waar die crowd bymekaar gekom het, waar Jesus, die mense het gehoor dat Jesus kom Jerusalem toe. Is net voor Paas was soos wat hulle dit gevier het, Passover. En Passover was 'n celebration van hoe Jesus of hoe God Israel uit Egipte uitgelei het en hoe die bloed aan die deurkusyne gesmeer was en die dood het Passover. En die hele storie van Israel wat bevryding ontvang het. En ons lees in Matteus en in Markus en in Lukas en in Johannes lees ons hierdie verhaal van Jesus wat in Jerusalem in beweeg het en hoe die mense nader gekom het. En dis nodig dat ek en jy moet verstaan dat hierdie gebeurtenis het vir my, terwyl ek het gelees het in al die evangelies, het hierdie skrifte net vir my iets kom wakker maak. I need to get back to the first love. I need to get back to who Jesus is for me from the beginning. Daai eerste liefde, daai eerste keer wat jy verlief geraak het op Jesus Christus, dit was exciting. Ek meen om in jou Bybel in te klim. Wie van julle onthou daai dag toe jy jou Bybel gekry het? Jy weet, hy was nog vars uit die drukpers uit. Hy was nog so tight geweest, nê, en die bladsy het nog so aan mekaar vasgesit. En as jy hom so oopmaak, was daar so spesifieke reuk wat daar uitgekom het en dit is soos ek wil net elke skrif lees. En ek wil net rondblaai en jy blaai na al jou gunsteling skrifte toe en jy lees en jy lees en jy lees. En soos wat die tyd aanbeweeg het jy minder begin lees. Het jy minder begin blaai. Het jy minder begin wonder en het die Bybel meer so gelê as wat hy so gelê het. Julle weet waarvan ek praat. Daai eerste liefde, daai excitement. En in Openbaring sê die Here, praat hy met die kerk en hy sê vir hierdie kerk in Efesiërs, sê hy vir die kerk, julle is great. Julle is so amazing, julle is 'n amazing kerk, julle staan op vir geregtigheid, julle staan op vir die teenwoordigheid van God, julle staan op vir amazing dinge en is wow en is great. Maar ek het een ding teen julle. Julle het julle eerste liefde verlaat. Nie verloor nie, verlaat. Julle het julle eerste liefde verlaat. En soos wat ons hierdie storie gaan lees, wil ek hê jy moet dink aan die woorde, het ek my eerste liefde verlaat. So in Matteus gaan ons lees in hoofstuk 21, as jy die YouVersion Bible app het, is al die skrifte daarso. En in Matteus sien ons, when Jesus enters, he enters as the king. Nou die hele boek van Matteus fokus hulle op Jesus as die koning, So kom ons lees. Vers 1. As Jesus and his disciples approached Jerusalem, they came to the town of Bethphage on the Mount of Olives. Jesus sent two of them on ahead. Go into the village over there, he said. As soon as you enter it, you will see a donkey tied there with its colt beside it. Untie them and bring them to me. If anyone asks what you are doing, just say, the Lord needs them, and he will immediately let you take them. This took place to fulfill the prophecy
that said, "Tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt." The two disciples did as Jesus commanded. Sê vir die persoon langs jou gehoorsaamheid. The two disciples did as Jesus commanded. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt, and he sat on it. Most of the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from trees and spread them on the road. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, "Praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest heaven." The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered. "Who is this?" they asked. And the crowds replied, "It is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." In hierdie gedeelte lees ek die volgende en ek hoor die volgende woorde. Opdrag word gevolg deur gehoorsaamheid, word gevolg deur die vervulling van profesie. Ek gaan dit weer sê. Opdrag, daar is 'n opdrag, en wanneer hierdie opdrag in gehoorsaamheid uitgevoer word, is daar 'n manifestasie van profesie. Ek glo dat God se woord is vir my en vir jou 'n totale profetiese woord. En wanneer ek en jy gehoorsaam is aan sy woord, dan manifesteer God se woord en daar is 'n bevestiging vanuit sy woord dat dit wat ek en jy doen van God is. Ek en jy kan nie doen as dit nie in die woord staan nie. As ek en jy iets anders doen wat in hierdie woord staan, dan is ons ongehoorsaam aan God se woord. We can only do what God tells us to do. En dit is wat hy vir sy disippels sê. Gaan in hierdie dorpie in en kry die donkies. Godwin, gaan vir my Spar toe. Gaan na die Spar toe en dan gaan jy na die seksie toe waar al die donuts is. Dan kry jy vir ons, hoeveel is ons hierso? 100 donuts. En as iemand vir jou vra as jy by die winkel uitstap, wat doen jy? Dan sê jy net, my pastoor het dit nodig. Kom. Hy huiwer. Julle almal sal gehuiwer het. Ek kon jou naam geroep het vanoggend. Nie een van ons sal regtig wonder, hoe gaan ek dit nou doen? Ek kan nie net na die ou toe stap en vir hom sê, my pastoor het die donuts nodig nie. Ek wil hê ons moet dink, prakties. Hierdie disippels, Jesus sê vir hulle, gaan in daai dorp in. Daar sal julle 2 donkies sien. Gaan haal hulle. En as iemand vra, wat wil julle doen met hoekom, wat maak julle? Dan sê net, my meester het dit nodig. En hulle sal julle laat gaan. Daai is 'n stap van geloof. Daai is geloof en obedience net daar. Wanneer Jesus in 'n plek inkom, dan moet ons verstaan, hy herstel rule and reign. Ek weet nie om dit beter te sê in Afrikaans nie. Hy herstel heerskappy. Hy herstel die koningskap in ons lewe. En wanneer ek en jy Jesus Christus in ons lewe innooi, dan maak ons hom ons koning. En omdat hy ons koning is, wat hy ook al sê, moet ek en jy doen. En wanneer ons dit doen, gaan ons agterkom dat daar profetiese woorde is wat tot vervulling kom. Ek dink in baie opsigte wag God vir my en vir jou vir die vervulling van profetiese woorde, want ek en jy moet nog nie gedoen wat die Here gesê het ons moet doen nie. Terwyl ons worship, het die Here vir my gesê ek moet die volgende vir julle lees. Okay, voor ek daar kom. Hierdie hele storie vind plaas. Hierdie hele storie vind plaas in al die evangelies, selfde storie. Vind plaas as gevolg van 'n profetiese woord wat in Sagaria 9 vers 9 is. En hy sê, "Rejoice, O people of Zion, shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you."
As ek vandag vir jou sê, Jesus is op pad, Jesus is op pad. Ek weet nie regtig wat ek moet maak nie. Julle hoor wat ek sê. Jesus Christus, ons koning, kom weer. Ek en jy moet op ons stoele staan en ons moet ons hemde uittrek en dit swaai en sê, woehoe! Dis wat hulle gedoen het. Ons is 'n bietjie meer reserved hier in die kerk. Ons moet net stil sit. Hier's nie 'n bordjie hier buite wat sê stilte kerk nie. OK? Hier's 'n bordjie hier binne wat sê kom ons loof en prys die Here. OK? Maar terwyl ons worship, sê die Here vir my ek moet vir julle iets lees. En ek gaan dit nou vir julle lees. Hoor hierdie stelling. Matteus 15 vers 8 sê, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." En dieselfde ouens wat nou net geskree het, Son of David, ons koning is hier, halleluja, alle eer aan die Here, is dieselfde mense wat 'n week later omdraai en sê, kruisig hom. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. My vraag is nie, waar is jou spraak rondom Christus nie. My vraag aan ons almal is, waar is ons harte teenoor Christus? The church was never meant to survive on human energy. It was designed to live on divine presence. The church was never meant to survive on human energy. It was designed to live on divine presence. Ek en jy kan band hou en ons kan energie kweek. Ons kan op en af spring soveel ons wil en ons kan sê we've brought the energy. But this church will not be sustained by energy. It will only be sustained by divine presence. God's presence. Ek en jy het God se teenwoordigheid nodig. So kom ek kom by dit wat die Here gesê het ek moet vir julle sê. Pastor Patrick, toe hy by ons bedien het, het hy 'n profetiese woord gegee vir ons in die gemeente. En ek wil dit vanoggend vir jou lees. En ek wil vanoggend vir jou sê dat this church is going from, we are going to expansion. We are going on. Ons beweeg na die volgende gedeelte toe. So luister mooi. God is taking you from delay into divine acceleration. A period of time of waiting, then suddenly God moves swiftly. This is divine acceleration. Joseph waited 13 years after his dreams. Then, in one day, everything changed. In Genesis 41, verse 41, so Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Joseph went from prison to the palace in a single day. Delay, and then sudden promotion. Gaan hierdie ding aan en af. Waar is die ander mic? Joseph went from prison to the palace in a single day. Delay and then sudden promotion. The disciples waited 10 days in prayer. Then suddenly. Het ons nie al hoeveel keer in hierdie gemeente gehoor, profetiese woorde wat sê, suddenly. Gaan dit vir julle makliker wees as ek die IKG vat? Hallo. Alright. Hoeveel keer het die Here nie al in hierdie plek vir my en vir jou gesê, I'm going to move suddenly. En hier kom Pastor Patrick en hy sê vir ons presies dieselfde. God says he's going to move suddenly.
The disciples waited 10 days in prayer. Then suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. The church moved from waiting to explosive growth. God often works in this pattern. Preparation to delay to alignment to suddenly. God may take years to prepare something that He will release in a moment. God is taking you from containment to expansion. Containment refers to a season where something is restricted, hidden, prepared, or limited. During this time, God is often developing character, strengthening faith, or preparing circumstances. Ek weet nie van julle nie, maar ek beleef die afgelope tyd almal van hulle op een slag. Psalm 66 sê, "For you, God, tested us. You refined us like silver. You brought us into prison and laid burdens on our backs. You let people ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance." Okay? Notice the pattern, sê Pastor Patrick. Containment to testing to abundance or expansion. Expansion is when God increases influence, territory, fruitfulness, or spiritual impact. Isaiah 54, "Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out the right and to the left." Isaiah 54, gaan hy verder. Hy sê, "Spread out, think big, sing, barren woman who has never had a baby, fill the air with song, you who never experienced childbirth. You're ending up with far more children than all those childbearing women." God says so. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Spread out. Think big. Use plenty of rope. Drive the tent pegs deep. You're going to need lots of elbow room for your growing family. You're going to take over whole nations. You're going to resettle abandoned cities. Don't be afraid. Sê vir een langs jou, don't be afraid. You're not going to be embarrassed. Don't hold back. You're not going to come up short. God first commands preparation for expansion, then the growth comes. Joseph experienced years of containment, pit, slavery, prison. But when God's time came, expansion happened overnight. So Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the whole land of Egypt." Joseph moved from prison containment to national influence. David was anointed king, but lived in containment for years. He was a shepherd boy, then a fugitive in a cave, then running from Saul. Then suddenly, and he became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. God expanded His kingdom. When we experience limitations or restrictions, it may actually be God preparing us for greater impact. Containment is often a season of refining, a season of hidden growth, a season of spiritual strengthening. But when God releases expansion, it often happens quickly and powerful. He brought me out into a spacious place. He rescued me because He delighted in me. God moves you from restriction to spacious places, from containment to expansion. Containment protects the promise. Preparation strengthens the vessel. Expansion
releases the purpose. Julle mooi gehoor. Containment protects the promise, preparation strengthens the vessel, expansion releases the purpose. God is taking you from delay into divine acceleration, from containment to expansion. Dis die woord wat die Here vir hierdie gemeente gee. Dis die woord wat die Here vir ons gee. En ek en jy moet begin om in alignment te kom met dit waarmee God besig is. As ek en jy nie meer gehoorsaam is aan God nie, hoe kan ons vandag hier staan en sê, die Here gaan dit doen, die Here gaan dit doen, die Here gaan dit doen. Ons gaan daai woorde spreek totdat ons blou is, totdat ons eendag in die graf is. As ek en jy nie oorkom en inbeweeg in God se in alignment met God se in gehoorsaamheid tot God se woord nie, gaan ek en jy dit nooit smaak nie. En daarom is dit belangrik, die Here het vir jou 'n woord gegee. Die Here het vir jou 'n profetiese woord miskien gegee. Die Here het vir jou 'n opdrag gegee. En as die opdrag nie uitgevoer word nie, gaan jy nie 'n nuwe opdrag kry nie. We need to be obedient to what God is telling us now. So sê vir een langs jou, brace yourself. This is going to happen suddenly. Hoekom? Want hierdie gemeente en sy leierskap het gesê, we are coming into alignment. We are obedient to what God tells us to do. En ek wil vir julle almal uitnooi vanoggend. As jy 'n besoeker is vanoggend, wil ek jou ook uitnooi. Ons kom tot gehoorsaamheid in God se woord, sodat ons God se beloftes vir hierdie gemeente en vir jou as individu kan sien tot manifestasie kom. Amen. So in Matteus sien ons, Jesus kom in as 'n koning. Jesus kom in as koning. Marcus, when Jesus enters, he will be at the center. When Jesus enters, he must be the center point of everything. Hy moet die middelpunt wees van jou lewe. Is hy vanoggend die middelpunt van jou lewe? Is hy die middelpunt van jou lewe? Kom ons lees Marcus. Marcus 11 vers 1 sê, as Jesus and his disciples approached Jerusalem, they came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of Olives. Jesus sent two of them on ahead, go into that village over there. He told them, as soon as you enter it, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks, what are you doing? Just say, the Lord needs it and will return it soon. God doen ons gaan net nie die donuts kan return nie. The two disciples left and found the colt standing in the street, tied outside the front door. As they were untying it, some bystanders demanded, what are you doing untying the colt? They said what Jesus had told them to say, and they were permitted to take it. Then they brought the colt to Jesus and threw their garments over it, and he sat on it. Many in the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others spread leafy branches they had cut in the fields. Jesus was in the center of the procession. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, praise God, blessings on the one who comes in the name of the Lord, blessings on the King, on the coming kingdom of our ancestor David. Praise God in the highest heaven. So Jesus came to Jerusalem and went into the temple. After looking around carefully at everything, he left because it was late in the afternoon. Then he returned to Bethany with the 12 disciples. Jesus must be the center of everything we do. Jesus must be the center. Colossense 1 vers 17 sê, he existed, Jesus existed before anything else. And he holds all creation together. Is dit nie center nie? Is dit nie middelpunt nie? He? Is dit nie amazing om te weet dat ons koning is die centerpunt van alles, nie net van ons lewe nie, but of the whole universe. Van alles is Jesus die middelpunt. Die Bybel sê op 'n ander plek, alles is vir hom, tot hom en deur hom geskape. Sonder Jesus Christus is ek en jy niks. Ons moet ingeënt wees in hom. Hy is ons bron, hy is ons krag. Sonder hom kan ek en jy niks doen nie. En daarom, wanneer ek en jy dan sing,
praise Jesus, sing and shout, glory to God for the kingdom of heaven, hè? En ons sê, dankie Here vir Jesus, dan moet Jesus nie net hier by die kerk 'n nice worship song wees nie. Jesus moet daar waar ek en jy beweeg, moet hy die middelpunt wees van alles. Hy moet die middelpunt wees van ons gesprekke. Hy moet die middelpunt wees van ons gebede. Hy moet die middelpunt wees van ons leefstyl. Hy moet die middelpunt wees van alles wat ek en jy doen. Hy moet die middelpunt wees. Is Jesus werklik die middelpunt van jou lewe? Hebreërs 12 vers 2 sê, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor besides God's throne. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus Christus is ons koning en hy is die middelpunt van alles wat ons doen. As jou lewe nie rondom hom draai nie, beteken jou lewe nie veel nie. Jy kan nie jou doel bereik in die lewe nie. Jy gaan maar net deur die motions gaan. Jy gaan wakker word, jy gaan ontbyt eet, jy gaan tandeborsel, jy gaan werk toe of skool toe, jy gaan huis toe kom, jy gaan maar net elke dag deur die same old beweeg. Maar wanneer Jesus Christus die middelpunt van jou lewe is, dan in die pad wat jy stap, gaan jy hoor hoe die Here met jou praat en sê, Rudy, draai nou links, ek wil hê jy moet vir iemand iets sê. Rudy, draai gou regs, ek wil hê jy moet gou vir daai persoon dit doen. Rudy, doen gou dit, sê gou dit, doen gou daai, maak hierdie videoetjie, skryf hierdie ding. Wat ook al dit is wat die Here vir jou sê om te doen, dit moet ek en jy doen, in gehoorsaamheid. Hoekom? Want die Here wil my en jou vorm, om te wees soos wat hy is. As Jesus die middelpunt van ons lewe is, gaan ons fokus op hom wees. En ons lewe gaan volgens dit wees wat hy vir ons sê om te doen. Nie so volgens wat ek wil doen nie. Ons kom ons baie keer by daai plek in ons lewe, nê? Maar ons voel nie, ek gaan nou net doen wat ek wil doen. Nê? Gaan doen wat ek wil doen. Ek wil net vir myself ook 'n bietjie treat. Ja, alles moet gaan oor Christus. Alles wat ons doen moet gaan oor wat hy vir ons sê. Kom ons gaan oor na Lukas toe. In Lukas sien ons dat Jesus, when Jesus enters, he reveals himself. He restores identity. He restores identity. Luister mooi. Lukas 19 vers 28. After telling the story, Jesus went on towards Jerusalem, walking ahead of his disciples. As he came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of Olives, he sent 2 disciples ahead. Go into that village over there, he told them. As you enter, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks, why are you untying that colt? Just say, the Lord needs it. So they went and found the colt, just as Jesus had said. And sure enough, as they were untying it, the owners asked him, why are you untying that colt? And the disciples simply replied, the Lord needs it. So they brought the colt to Jesus and threw their garments over it for him to ride on. As he rode along, the crowd spread out their garments on the road ahead of him. When he reached the place where the road started down the Mount of Olives, all of his followers began to shout and sing as they walked along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. Blessings on the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven. But some of the Pharisees among the crowd said, Teacher, rebuke your followers for saying things like that. Luister mooi wat het die ouens gedoen. Hulle het identiteit op Jesus geplaas, hy is die koning. En toe die fariseërs hoor wat hierdie volgelinge, hierdie disippels sê, toe sê hulle vir Jesus, rebuke them for telling us who you are. As ek dit nou my eie woorde moet sê. Rebuke them. Sê vir hulle mag nie sê jy is die koning nie. So wat doen hulle? Hulle val Jesus se identiteit aan. He replied, if they kept quiet,
the stones along the road will burst out into cheer. But as soon as he came closer to Jerusalem, he saw the city ahead, and he began to weep. How I wish today that you, of all people, would understand the way of peace. But now it is too late, and peace is hidden from your eyes. Before long, your enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close in on you from every side. They will crush you into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place. Because, luister mooi, because you did not recognize it when God visited you. You did not recognize. Wanneer ons hierdie storie lees in Lukas, dan kom die Here en hy sê vir my en vir jou, dis tyd dat ons die identiteit van Christus bekend maak. Hy is die koning van alle konings. Hy is die Heer en meester van ons lewe. En daarom kan ek en jy in 'n plek kom waar ons kan sê, die Here bring vir ons by 'n plek waar ons kan sê, ons is nie net 'n hier jy nie. Ons is nie net gemaak en so laat staan nie. Nee. 1 Petrus 2 vers 9 sê, for we are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Die peculiar people, dit is weird, nee, dit is 'n funny woord, maar wat hy eintlik maar net sê is, we are his prized possession. Kyk gou na die een langs jou. Daai persoon langs jou is toe nie so lelik nie, nê? Sê vir die persoon langs jou, jy's baie mooi. Van julle is nou skaam om daai woorde te hoor. Nee, ek nie. Alright, niemand het nou geflirt nie. Ons sê net jy's mooi, want Christus het jou mooi gemaak. Okay? You are a chosen generation. Dis tyd dat ons identiteit in Christus herstel moet word. Wat is een van die grootste oorloë wat op die oomblik in die wêreld aangaan? En dis nie in Iran en Israel nie. Een van die grootste oorloë wat nou op die oomblik aan die gang is die oorlog rondom jou en my identiteit. Die wêreld wil ons identiteit afbreek as mans, as vrouens, as kinders. Die wêreld sê vir my en vir jou hoe ons moet wees, wat ons moet wees, en is 'n ideologie wat gebou word rondom sekere genders. Maar ek wil vandag vir jou sê, en ek is proud om dit te sê, ek is 'n man. Want die Here het my geskape as een. En ek weet wie ek is in Christus. Weet jy wie jy is? Dis tyd om op te staan en te sê, I know who I am. En dit is nou net 'n fisiese ding. Dit is nou net om te sê ek's 'n man of ek's 'n vrou. Ek wil verder gaan om te sê, jy is 'n koningskind. You are a chosen generation. You are a royal priesthood. You are a peculiar people. Wat sê dit vir my en vir jou? Dit sê vir my en vir jou dat ons moet sterk staan. As die wêreld vir ons sê, rebuke them for saying it, ons sê, no, let's praise God because He has saved us. Die wêreld, reg oor die wêreld, daar's lande wat nou in hulle wetgewing inbring, wat sê, geen Christendom nie. Geen Christendom nie. En dit is nie moslimlande wat dit doen nie. Dis Kanada. Wat nou wetgewing ingebring het om te sê, geen Christendom nie. Inteendeel, as jy verse lees, as ek die woord van God vat, en ek sê vir jou, die woord van die Here sê ons moet heilig leef, dan kan jy dit klassifiseer as haatspraak. Dan sluit hulle my toe. In Kanada. Ons moet bid vir hierdie wêreld. Bid vir Morney hulle. Die wêreld is besig om sy rug op God te draai. As ek en jy nie die identiteit van Christus in ons lewens gaan herstel nie, hoe gaan die parel weet?
Op hierdie oomblik, ons is nie naby Kanada nie. Ons is nie naby Kaapstad nie, wel ons is net so, maar ons is in die Parel. Gaan die Parel weet dat jy 'n kind van die Here is? Is jou identiteit in Christus so gefestig dat wanneer mense na jou kyk, dan sien hulle Christus in jou? In my? Of het ons toegelaat dat die vyand ons identiteit steel? In Johannes, kom ons gaan na Johannes toe. When Jesus enters, there will be revelation. There will be revelation. Net revelation, only revelation will bring transformation. Die Engels sê dit so lekker. Die Afrikaans gaan dit nie so baie punchline nie. Openbaring gaan verandering bring. Transformasie bring. But revelation will bring forth transformation. Dit is waar ek en jy nuwe skepsels word in Christus. Waar ons besef dat ek is nie net nog iemand nie. I am a chosen generation. I am a royal priesthood. I am a peculiar people. I am a child of God. And therefore, when we read John, we see where Jesus will come and he will open up our eyes and he will open up our ears. Kom ons lees dit. Johannes 12. Then the next day, the news that Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city. A large crowd of Passover visitors took palm branches and went down the road to meet him. They shouted, "Praise God! Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Hail to the King of Israel." Ek meen hierdie is declaration, nee? Proclamatie. Alright, stick to the language. Alright, dis 'n declaration wat ons vasmaak om te sê, Hail King Jesus. Hail King Jesus. Hierdie ouens kom uit Jerusalem uitgestap en hulle skree dit. Vers 14, Jesus found a young donkey and rode on it, fulfilling the prophecy that said, "Don't be afraid, people of Jerusalem. Look, your king is coming, riding on a donkey's colt." His disciples didn't understand at the time that this was fulfillment of prophecy. Luister mooi. But after Jesus entered into his glory, they remembered what had happened and realized that these things had been written about him. Many in the crowd had seen Jesus call Lazarus from the tomb, raising him from the dead, and they were telling others about it. That was the reason so many went out to meet him, because they had heard about this miraculous sign. Then the Pharisees said to each other, "There's nothing we can do. Look, everyone has gone after him." Ek love hierdie verklaring van die Fariseërs. Hulle is toe nie so bad nie. Hulle sê, al die mense volg vir Jesus. Volg ek en jy vir Jesus. Luister mooi. But after Jesus entered into his glory. Wat beteken dit? Toe hy opgevaar het hemel toe. Toe hy klaar gekruisig is, toe hy opgestaan het. When he entered into his glory, the disciples remembered. The disciples remembered. And they realized dat toe hy op die donkie gery het, dat dit eintlik vervulling was van profesie. Wanneer ek en jy Jesus toelaat in ons lewe, dan bring hy openbaring, sodat ek en jy kan verstaan waarmee hy besig is. Prys die Here. Ek sit vanoggend aan die bidkamer en ek sê vir die Here, dankie Here. Dankie Heilige Gees, dat U hierdie briewe van hierdie disippels beskerm het, dat ek en jy vandag hierdie Bybel in die hande het, om te kan lees, en om ook te kan sê, ons kan nou sien, Jesus wat op 'n donkie ry is eintlik die vervulling van Sagaria 9 vers 9. Daar was nie 'n Sagaria 9 vers 9 nie, dit was net die boek van Sagaria. Hulle moes die hele boek lees, om te verstaan dat daar 'n stukkie in hierdie boek was, wat tot vervulling gekom het. Ek en jy kan net gaan na hoofstuk 9 vers 9.
Ons kan na Johannes toe gaan, ons kan na Matteus toe gaan, ons kan na Petrus toe gaan, ons kan na die verskillende boeke toe gaan. Hoekom? Want die Heilige Gees het hierdie briewe vir my en vir jou beskerm, sodat ek en jy vandag die openbaring kan hê, dat Jesus Christus het die woord van God kom vervul. En dat as gevolg van Jesus Christus, kan ek en jy in die ewige lewe inbeweeg. Is dit nie amazing nie? Ag, draai net na die persoon langs jou en dan klink jy net soos iemand wat 'n palmtakkie in die hand het en sê net vir die ou langs jou, Jesus is koning. Daar was 'n storie van 'n man met die naam van Judas. Dis nie die Judas van die Bybel nie, dis 'n storie in Israel wat 'n oorlog gelei het en hulle het 'n oorlog gewen. En toe hy op sy perd inkom en saam met die soldate inkom, het die ouens palmtakke gebruik en hulle klere op die grond gegooi en hulle het hierdie ou geselebreit vir wat hy gedoen het. En hier kom Jesus in en hulle doen dieselfde. Hulle celebrate Jesus vir wat hy gedoen het. Hoekom? Want Johannes gee vir ons 'n bietjie 'n ander angle. Hy sê die rede hoekom ons so groot crowd was as gevolg van die wonderwerk wat met Lazarus gebeur het. En onthou julle, Jesus het gesê Lazarus se dood is tot God se eer. Is vir God se eer. Nou verstaan ons as ons die storie van Lazarus lees en Jesus dit vir die mense sê, dan sê dit soos wat beteken dit? Nou kom ons in Johannes en ons lees hierdie gedeelte en nou sê ons, hey, God word verheerlik as gevolg van daai teken. As Lazarus nie uit die dood uit opgewek het, was daar nie 'n crowd vir Jesus om te celebrate, of was daar nie 'n crowd wat vir Jesus gecelebrate het nie. Dan was dit net sy disippels. Alles wat gebeur, al gaan daar dinge dood in jou lewe, al is daar dormansie in jou lewe, al is daar, kom ons vat die woord van wat Pastor Patrick met ons gedeel het, al is daar 'n bietjie delay, of a period of waiting, moenie dit sien as finaal nie, moenie dit sien as dis nou klaar nie, maar sien dit as God kan dit gebruik tot sy eer. And when the word, when the miracle comes into manifestation, dan sien ons, maar hey, hierdie wonderwerk trek meer mense by. Hoekom? Nou is daar meer mense, onthou, dis nie nou die 12 disippels wat skree, Jesus is koning nie. Dis mense van reg oor. Verskillende mense, verskillende oorde, kom nou by mekaar en sê, Jesus is koning. En wat vir my so amazing is, die Fariseërs probeer dit doodmaak om te sê, Jesus rebuke hierdie ouens, dat hulle sê, jy is die koning. Maar wat vir my so amazing is dat hierdie uitpassyn van, Jesus is koning, het verder tot by die ore van Pontius Pilatus gekom, toe hy daai houtblokkie wat bo die kruis vasgemaak word, wat skryf hy daar? Hy skryf, the King of the Jews. En die Fariseërs en die hoofpriester sê vir hom, nee, hy mag nie dit skryf nie, hy sê, dis myne, ek skryf wat hier staan, nie julle nie. Want hy het gehoor, daar was 'n uitroep, the King of the Jews, the King of the highest, the King of Israel. Wat hoor die wêreld wanneer hulle ons luister? Wat se impak gaan ons oor 'n paar weke hê oor dit wat ek en jy vandag gesê het? Gaan ons impak hê oor 'n week of 2? Gaan ons manne en vroue wees wat hoop bring vir 'n wêreld? Of gaan ons stil bly en maar net hier agter saam met die Fariseërs wees? Ek wil vir jou sê, wees versigtig, want as ek en jy dit nie nou gaan uitbasyn nie, gaan die klippe dit begin uitbasyn. Maar iemand gaan moet skree, Maranatha, Jesus kom weer. Amen. Kom ons staan. When Jesus enters our lives, He will be King. He is at the center of our lives. He confirms our identity and He brings revelation.
That's why it's necessary for Jesus to enter into our lives. Ek wil vanmôre die uitnodiging maak en ek wil vir jou vra, is daar enigiemand hier vanoggend wat nog nie vir Jesus ingenooi het nie? Wat nog nie vir Jesus spasie en plek gemaak het in sy lewe nie? Wat vandag sê, I want to surrender my life before him. Is daar enigiemand wat dit vanoggend wil sê? Wat nog nooit sy hart vir die Here gegee het, wat vanoggend vir die eerste keer sê, Here, ek wil U die koning van my lewe maak. Steek gou vinnig jou hand op, dat ons kan sien of daar iemand is. Ons wil net saam met jou bid en saam met jou celebrate. Want dis die beste keuse wat hy ooit in jou lewe kan maak. Is daar enigiemand wat vanoggend in hierdie plek staan wat sê, ek het koud geraak, ek het lou geraak in soveel woorde, en ek dien nie meer die Here soos wat ek gedien het nie. Onthou ons eerste skrif wat ons na gekyk het, vra die Here vir hierdie kerk in Efese. Julle doen al hierdie great goed, maar julle het julle eerste liefde verlaat. Julle het my nie meer lief nie. Is daar vanoggend mense hierso? Kerk, is ons lief vir Jesus? As jou liefde koud geraak het vir hom, moenie vanoggend skaam of teruggetrokke wees nie. Steek jou hand op en sê, ek bevind myself op 'n plek waar ek lou is, waar ek een voet in die wêreld is en een voet in die koninkryk is. En wanneer ek tussen my pelle is, dan jol ons lekker, maar as ek by die kerk is, dan praise en worship ek lekker. Maar ek wil vandag vir jou vra, wil jy nie Jesus die senter van jou lewe maak nie? As daar iemand is, steek gou vinnig jou hand op. Kom ons maak ons oë toe. Enige iemand, steek gou vinnig jou hand op as jy voel, jy wil net jou hart weer vir die Here kom regmaak, jy wil net weer in alignment kom met die Here. Ek gaan dit nie lank uittrek nie, maar ek wil vanoggend die geleentheid gee. Op grond van elke persoon se getuienis vanoggend hier, kyk gou vir my. Op grond van elke persoon se getuienis vanoggend hier, het niemand van ons wat hier so staan 'n verskoning om nie Christus toe te laat in ons lewe nie. Om nie gehoorsaam te wees aan hom nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om te sê, we are going to obey him. Why? Because he's the king. He's the king. Hy's die koning. So ek wil jou encourage. Kyk gou rond. Kyk gou wie sit langs jou, agter jou, voor jou. Ons sê vandag vir mekaar, we're gonna keep one another accountable om te doen dit wat die Here sê ons moet doen. Is dit reg? Ons gaan mekaar help. Ons gaan mekaar ondersteun. Ek wil gou pik op 'n paar mense. Ek wil nou die skaamste ou in die kerk kry. Wie is die skaamste in die kerk? Jury is nie die skaamste in die kerk nie. Het sal van ons jong mense wees. Kan ek iemand van ons jong mense trek? Jy sal almal soos nee. Alright, kom ons bear hulle die kom ons vat nou maar iemand wat nou wil. Bradley, kom staan jy hierso. Kom staan net hier onder. Né? Bradley is ook 'n introvert, so ons albei is introverte. Bradley, ek wil net hê jy moet skree, Jesus is koning. Jesus is koning. Alright. Okay. Was dit vir jou maklik of was dit vir jou 'n bietjie van 'n challenge? Ek het hier jy's gewoon aan van om voor mense te staan. So hoe het jy gevoel? Easy. Maklik. Maklik. Ja. Alright. So Shanika en Zani, kom staan julle gou hierso. Alright, skree jy nou, Jesus is koning? Okay, skree jy, Jesus is koning? Okay, skree julle al drie saam, Jesus is koning? Jesus is koning! Alright, so, dit was makliker om dit saam te doen, nee. Dit was ook maklik oor die feit dat hier klaar mense voorgestaan het. En dat julle gesien het wat gaan gebeur. Alright. When we draw as a crowd, we strengthen each other. As jy alleen gaan loop, dankie, julle kan maar gaan sit. As jy alleen gaan loop, gaan dit vir jou moeilik wees en jy gaan wil isolate.
Jy gaan wil terugtrek want jy's nou skaam teruggetrokke. Maar as ek nou vir julle almal sê, ouens, ons gaan almal saam Parel Mall toe en ons gaan by daai gange af dans en sê Jesus is koning. Van julle gaan op pad soontoe, links draai en regs draai en julle gaan huis toe, né? Nee? Maar van ons, omdat ons dit doen as 'n groep, gaan dit makliker vind om dit te doen. En ons almal gaan begin deur te sê, Jesus is koning. Jesus is koning. En dan soos wat ons 'n bietjie meer bold raak, Jesus is koning. Jy weet, en ons gaan later as ons by die winkel ingaan en ons gaan die winkels verander na koemboeke. Maar wanneer ons saamwerk as 'n span, dan is die werk makliker. Dis makliker want ons is daar vir mekaar. Hierdie crowd het geskree sonder dat enigiemand hulle kon stop. Die Fariseërs het gesê, ons kan niks doen nie. Hierdie crowd is nou buite beheer. Hoekom? They were a crowd. As kerk kan ons baie meer doen as wat ons dit alleen moet doen. So ek wil vandag vir julle uitnooi. Lig en Lewe, besoekers, jy's welkom om te hoor, maar Lig en Lewe, ek wil vandag vir julle vra, dat julle saam met my in die bestuur sal bid. Die Here het vir hierdie gemeente 'n opdrag gegee. Die Here het vir hierdie gemeente beloftes gegee. En toe pastoor Patrick hierdie woord vir hom met ons deel, toe sê ek, lank genoeg het ek gehoor dat hierdie plek gaan oorloop. Hierdie geboue moet nou in lyn kom om die massas te hanteer. So, hierdie is nou sommer 'n bietjie van 'n bietjie met julle chat. Die eerste fase wat ons nou moet doen is ons moet daai toilette gebou kry. Want as hier nou nog meer mense moet inkom, gaan daar 'n langer ry wees by die toilette as wat daar ry gaan wees vir ouens wat hulle harte vir die Here wil gee. Ons gaan die uitnodiging maak en dan gaan die ou daar agter nog vra, waaroor gaan dit? Okay. Ons moet ons fasiliteite in lyn begin kry met die opdrag of die belofte wat die Here vir ons gegee het. So ons gaan begin bid dat die Here ons finansiëel begin seën sodat hierdie goeders gedoen kan word. Ons kyk na 'n ballpark. Dis nou nie, dit is thumbsuck. Okay? Kyk ons na omtrent 2 miljoen rand. Die dakke, die toilette, die sonnaskoolfasiliteite en dan belangrik, die nuwe stoele. Okay? So ek is nie vanoggend hier om vir jou te vra vir geld nie. Ek is hier om vanoggend vir jou te vra, die Here moet vir ons goddelike wysheid gee. Want ek wil nie 'n lening by die bank gaan maak as die Here vir ons sê nee nie. Ek wil nie uit emosie, uit menslikheid 'n lening by die bank gaan maak en sê kom ons gaan leen maar 5 miljoen en ons doen alles klaar wat ons moet doen one time. En dan bid ons dat ons die 50,000 rand 'n maand het om dit af te betaal nie. Julle hoor wat ek sê? Ek wil gou prakties wees met julle. Ek wil hê dat die Here vir ons sê, doen dit en dan doen ons dit. Doen dit en dan doen ons dit. So ek het nodig dat julle saam met my en vir my en Leanne moet bid. Dat ons ore sensitief sal wees, ons die bestuur so ore sensitief sal wees op dit wat die Here wil hê ons moet doen. Because I know, die Here het dit nou al 50 keer vir hierdie kerk gesê, dat hierdie plek gaan expand. We need to step into that now. We need to step into that now. So gemeente, bid saam met ons. Bid dat die Here vir ons wysheid gee, hoe om hierdie pad vorentoe te stap. Amen. Gaan julle saam met my bid? Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mense vra miskien al, pastoor, ken jy nie nog die seëngebed al uit jou kop uit hê? Ek doen. Ons maar baie lekkerder om dit vir julle te lees uit die Bybel uit. Want dan weet julle, dit kom uit God se woord uit. So ontvang die seën van die Here. As jou hande wil opsteek, steek dit op. As jy jou oë wil toemaak, maak dit toe. Hierdie is nou God wat met ons praat. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Mag God se naam
oor jou finansies wees. Mag God se naam oor jou gesondheid wees. Mag God se naam oor jou huishouding wees. Mag God se naam oor jou werk uitgespreek wees. Mag God se naam oor jou besigheid uitgeroep wees. Mag God se naam uitgeroep word oor die pad wat jy stap. En Here, soos wat ons hierdie seëninge ontvang, dank ek U dat dit nie mens gemaak is nie, maar dat dit die een is wat hemel en aarde gemaak het, wat vir my en vir hierdie mense gevorm het in ons moeder se skoot. Dank ek U, Here, dat U hierdie seëninge oor ons praat. Vandag sê Lig en Lewe, ons wil gehoorsaam wees aan U stem. Vandag sê hierdie gemeente, ons gaan die pad stap wat God vir ons uitgesit het. We will walk in obedience. We will not rely on physical energy, but this house will be built upon divine presence, the presence of God. Here, U is welkom in hierdie huis, U is welkom in ons lewens. En so wil ek bid, Vader, dat ons, soos wat ons hierdie week gaan ingaan, en waar ons onsself ook al mag bevind, dat ons werklik lig sal wees vir 'n wêreld daar buite, en lewe met mense sal deel, Jesus, die lewe, die ewige lewe. En Vader, dat ons werklik so in ons lewe, die lig van Christus sal reflekteer, die lewe van Jesus met mense sal deel. Want Here, U het ons geroep om lig en lewe te wees. Mag U naam verheerlik word in dit wat ons sê, in dit wat ons doen, en selfs in dit wat ons dink. Dat U die senter van ons lewe sal wees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Jesus is koning. Amen. Mag ons hierdie week ingaan en dit proclaim. Jesus is King.